Wie weet Abraham het 'n integriteitsprobleem gehad? As hy, Johan, jy's 'n pastoor, jy moet dit weet. Maar die res van julle, ek stel sterk voor, jy lees bietjie deur Genesis. En Abraham, Genesis 12 vers 11, kom op 'n kon en hy bly in Egipte. Maar hy het 'n baie mooi vrou gehad, soos ek. En hy's bang dat die koning van Egipte sy vrou sal wil vat. Of sy vrou gaan vat, en hy's bang hulle maak hom dood om sy vrou te kry, want hy's 'n vreemdeling in Egipte, en hy lieg vir die koning van Egipte, hy sê sy vrou is sy sussie. En wel is waar, nou ek kan nie glo dat sy hom nie op die pan geslaan het nie, maar wel is waar, gaan die koning laat haar toe kom, maar die Here bewaar, lang storie, dat die koning nie by haar slaap nie, en hy vind uit dis Abraham se vrou, en lang storie, pla op Egipte, totdat die koning besef hy's fout, en agterkom maar uiteindelik 'n ander ou se vrou hier beet. Gaan aan Genesis hoofstuk 20, kom Abraham in die land van die Filistyne, en die koning Abimelech is daar, selfe storie, bang hulle maak hom dood, lieg vir die koning Abimelech, sê nee, sy vrou is sy sussie. Nou teen die tyd as ek sy vrou is, sal ek nou al redelik dikbek gewees het vir jou. Dit het vir mense vertel, ek is sy sussie, en vir my sê ek moet sst. Maar dieselfde storie, kom groot chaos, gelukkig bewaar die Here hulle, laat niks gebeur nie, maar Abraham se vrees vir mense maak dat hy kompromie maak op sy integriteit. Wie van julle is getroud, kan ek sien? Daar is 'n paar. Wie beplan om te trou ergens in hulle lewe? En die res? Is jy nog onseker? Abraham kry 'n seun, Isak. Isak trou met Rebekka, Genesis 26. Isak is 'n groot man, hy's getroud met Rebekka, hy gaan bly in die land van die Filistyne. Raai wat doen Isak? Hy lieg. Sê Rebekka is sy sussie. Sien hy by sy pa geleer. Is die probleem met integriteitsissues, dit is die manier om voor te plant. Dit plant geestelik ook voort. Jy sal sien iets van covering. Dit wat in leierskap is die manier om af te filter. Daar in jou ministry. Seker goed die manier om af te filter. So Isak lieg vir, so hierdie integriteit probleem spoor na sy kind toe. Isak kry seuns Jakob en Esau. Julle ken die storie van Jakob, nee? Wat beteken Jakob? Hakskeen, baie dankie, hakskeen buiter. En implikasie beteken dit? Die bedrieër. Daai integriteitsprobleem spoel oor, derde generasie. Hy bevark sy boetie Esau, hy bedrieg sy pa, dis onmin in die gesin, sy boetie wil hom doodmaak, hy moet vlug. Dink aan die pyn en die chaos in daai gesin, as jou boetie vir die ander boetie moet vlug vir hulle lewe. En sy begeerte na wins, hy gaan besjoink sy oom Laban, hy cheat hom uit 'n klomp goed uit. Ken julle nie woord besjoinks nie? Skryf dit neer, jy sal dit nie in die HAT kry nie, so. Okay. Maar hy gaan en hy doen al hierdie dinge, bedrieër, totdat hy later met God ontmoet en God hom mank slaan, maar sy soeke na wins, nee, dat hy wil die eerstgeboorte reg hê, hy wil ryk word en alles dit laat hom op, dis manne wat lief is vir God, manne met groot beloftes oor hulle lewe, mense wat die Here geken het hierdie, hulle almal het met die Here gepraat, God het met hulle gepraat, en tog sien jy, hierdie integriteitsissue uitslaan in hulle lewe. Dis nie asof hulle ongoddelike, ongeredde mense was nie. Dis mense wat die Here lief gehad het hierdie. Nou kom ons by Dawid. Die woord sê Dawid was 'n man na God se hart. En as jy Dawid se storie lees, dis so hy's 'n skaapwagter. Ek ben is 'n movie stuff hierdie. Hy's 'n skaapwagter. Dan gaan
wen hy Goliat in die naam van die Here, dan begin hy veg vir die koning, hy wen en hy's daar, later moet hy veg, hy word koning. Dis hierdie mooi storie van Dawid, en dan eendag op 'n reëndag, dan kom Batseba, en hy gaan laat verhaal hierdie vrou, nou moet julle hierdie arme vrou ook verstaan, in daai tyd as die koning vir jou sê, jy kom, dan kom jy, as hy sê jy gaan, dan gaan jy. Dit is asof hy dink ek 'n vreeslike iets gehad het om te sê in hierdie situasie nie. Hoe gebeur dit dat Dawid, 'n man na God se hart, iemand wat hierdie Psalm skryf, iemand wat in geloof lewe, iemand wat Goliat verslaan, hy verslaan reëse, hy bring die volk bymekaar, hy verslaan vyande in die naam van die Here. Hoe gebeur dit dat hy by Batseba kom en dan doen hy dit? Nou wil ek vir jou sê, was nie 'n fout nie, is 'n fout wat lankal begin het. Jy sien Dawid, min mense weet dit, maar dit is daar in die Bybel. Het 8 vrouens gehad. Sien, hy het nie internet gehad vir pornografie nie. Maar wanneer hy moeg geraak het vir 'n vrou, dan kry hy nie weer. Letterlik. Jy sien, hierdie ding het gebou in sy lewe. Totdat hy begin dink het, maar ek kan selfs Uria se vrou kom my toe. En dis 'n ander ding, en ek gaan oor praat nou, maar moet nooit begin dink iets kom jou toe nie. Oomblik wat jy entitled word, het jy probleme. En ek dink dis die eerste rede hoekom mense integriteit prys gee. As jy kom op 'n plek wat jy dink, die Here gebruik my, ek is die sous. Nou kan ek nie lekker sien nie. Baas, laat ek net bietjie kyk wie sit hier in hierdie gehoor. Ek wil mense individueel uithaal. Waar is Johan? Is hy hierso in hierdie sessie? Ek wil hom uitgetrap het nou net. Waar is hy? Is hy nie hier nie? Maar ek ken jou, Roan. Ek gaan jou uithaal. Roan, jy is nie die sous nie. Jessie. Caleb. Jessie. Jaco. Jy is nie die sous nie. Ek gee nie om of almal cheer as jy sing, en of almal vir jou vertel, niemand kan so goed soos jy preek, of jy profeteer en jy so raak dat jy skrik vir jouself. Jy is nie die sous nie. Hoor mooi wat ek sê. Jy is en bly 'n dienskneg van Jesus. Dis al wat jy is. Jy's 'n dienskneg. Jy's 'n dienskneg van Jesus. Waar's Bees? Bees is nie die sous nie. Karel, Bees klap hom so op die skouer soos hy nou net met jou gemaak het. Hy is nie die sous nie, Karel. Hy is 'n dienskneg van Jesus. Dis al wat jy is. Die oomblik wat jy begin dink, ek is iets of ek is iemand, en jy begin dink, ek is eintlik nogal flippend goed, ek wil vir jou sê, jou probleme is naby. Jou probleme is naby. Ander ding hoekom mense integriteit opgee is vrees vir mense. Abraham en Isak was bang vir die koning. Hulle was fisies bang, maar partykeer wil ons nie ander mense teleurstel nie. Man, stel liewer mense teleur in 'n klein ding, as om goed toe te hou en ons teleur te stel in 'n groot ding. Raak gewoon aan om mense teleur te stel. Stel 'n bietjie mense teleur, gaan oefen dit. Moenie bang wees vir mense nie. Jy sien, veral as jy in die ministry is, en jy dink al die oë is op jou, en jy's nou hierdie, jy moet nou ten alle koste goed lyk. Weet jy wat, dis baie meer belangrik om goed te wees, as om goed te lyk. So, lyk bietjie minder goed, maar nader aan hoe jy regtig is. As wat jy ten alle koste net probeer goed lyk, maar die goed kan vester binne jou. Die dinge wat nie goed is nie. Wat gaan mense van my dink? Ek weet nie.
Maar wat gaan God van jou dink? Dis wat genuine belangrik is. Baie van julle het nog 'n lang pad wat julle in die bediening moet loop. Vergeet wat die mense dink. Vergeet dit. Tot 'n groot mate is dit irrelevant en ek bedoel nie wees simpel en vertraag nie. Ek bedoel moenie keeping up appearances nie. Gaan bieg eerder as jy agterkom jy sukkel met 'n ding of as 'n challenge in jou lewe. Gaan bieg teenoor iemand eerder as om te maak asof alles fyn is. Vrees vir mense wins. Baie mense gee hulle integriteit prys vir wins. Ek sal nooit vergeet nie. Ek kom van 'n jeugkamp. Ek was 'n jeugpastoor gewees van die Muurprop en ons het gaan kamp in plek daar naby Tzaneen in Heinsberg en ons kom terug en ons het 'n baie stupid stelsel gehad. Die ouens het hulle offerhandes gegee en ek het dit in 'n sakkie gehad. Niemand het ooit gevra hoeveel geld gaan nou aan of hoe nou gaan bank ek dit. Maar is obviously nie 'n baie goeie stelsel nie. Maar dit is baie maklik. Ek meen niemand weet waar daar aangaan nie. Net ek weet waar daar aangaan. Dis 'n baie swak stelsel by the way, maar okay, dit was die stelsel. En ek kom terug en daai tyd, nou gaan julle verstaan hoe oud ek is. Het 'n kar was R10 gekos. Dis next level. 'n Kar was R10 gekos. En ek kom terug en my kar is vuil en ek skiem. Ek dink, ek doen alles hier vir die jeug. Ek jaag op en af. Ek dink ek kan my kar was met die offerhande in die sakkie. Dit was meer geld gewees. R10 is nie so ernstig nie. En is net asof 'n check is in my gees. En ek kan nie vir jou sê, naderhand sit vir my so 'n issue, maar ek dink ek verdien. Ek meen, ek het my kar gery al die pad tot daar. As dit nie vir hierdie kamp was nie, was my kar nie vol modder nie. Ek moes op daai grondpad gery het. Weet ek begin redeneer, hoekom kan ek die R10 gebruik om my kar te was? Niemand sal weet nie. En ek verdien dit. Die goeie nuus is, ek het nie die R10 gebruik nie, ek het my integriteit behou. Nou is dit maklik, nou het ek 'n beleid, as jy ver gery het vir 'n kerkding, dan mag jy jou kar was. Dan betaal die kerk vir jou kar. So, maar nou is dit reg. As ek dit toegevat het, was dit verkeerd. Jy sien, jy kan nie begin dink, omdat jy vir die Here iets doen. En onthou hierdie verder, as jy verder in die bediening gaan, dat die Here skuld jou nie. Die kerk skuld jou nie, niemand skuld jou nie. Jy's 'n dienskneg, hier's 'n paar skerp ouens. Jy's 'n ja, kom werk saam. Jy's 'n dienskneg. Jy's 'n dienskneg vir plesier. Party ouens soek die plesier en ek meen dit gebeur op die seksuele gebied, dit gebeur met pornografie, dit gebeur. Voel nee man, ek kan maar bietjie syp. Dit net ons drie is. Want ek doen soveel dinge goed. En dis interessant, sielkundig. Jy in die agterkop, jy dink dit nie so nie, maar sielkunde wys dat jy begin dink, omdat ek so baie goed doen, verdien ek 'n bietjie let go. Maar die hele probleem is jy dink jy verdien. Jy sien 'n dienskneg verdien nie. Jy's 'n dienskneg van Jesus. En dis redes hoekom mense hulle integriteit opgee. Nou dink ek kan maar bietjie met die ouens flirt. Jy kan nie bietjie met die ouens flirt nie. Kan maar bietjie met die girls flirt. Jy kan nie bietjie met die girls flirt nie. Ek praat nou nie van as jy ongetroud is en jy probeer 'n man vang nie. Of 'n vrou nie, dan moet jy flirt asseblief. As jy daarmee sukkel, kom ek het goeie tips, ek het 'n mooi vrou. Sy was verloof aan 'n ander ou toe ek haar ontmoet het, so ek het goeie tips ouens. Jy sien, die Satan sal een versoeking in jou lewe kry en as hy sien dit werk 'n bietjie, sal hy daai liewer heeltyd werk, tot hy 'n lekker wig inkry en totdat hy jou kan knak op 'n kol in jou lewe. Ek het julle gesê vandag is nie 'n lekker hulle sal nou gaan hulle mos tips en al daai mooi goeders gee en julle gaan met vol bekers huis toe gaan. Ek het begin nou met 'n series haat. Daar's net te veel ouens en vrouens wat ons verloor in die bediening, omdat hulle koppe hulle ergens gelos het. So ek wil met julle seriously praat.
Jy sien, sonde kos iets. Jy gaan vergifnis kry. Dis nie die issue nie. Gaan God jou vergewe? Jy kan 'n sataniese ritueel gaan bywoon, drink katbloed, gaan groot. Gaan die Here jou vergewe? Dis 'n non-issue. Die bloed van die kruis is more than enough. So maak nie saak wat se sonde jy gedoen het nie, dit is nie die issue nie. Jy gaan vergewe word. Die Here gaan jou vergewe. Die Here het Dawid vergewe. Hy gaan skryf Psalm 51, Here was my wit as sneeu, ontsondig my met hyssop. Laat die gees nie van my weggaan nie. Hy het die gees van die Here behou, die Here het hom vergewe. Alles het gebeur. Maar konsekwens gaan nie noodwendig weg nie. En ek verduidelik dit altyd so, en is baie eenvoudig. As ek voor ek getroud by my vrou geslaap het en sy het swanger geword, vergewe die Here my dadelik, maar ek gaan nog steeds die baba groot maak. En dis die ding, Dawid as gevolg van hierdie sonde, as gevolg van hierdie oorspel met hierdie vrou, as gevolg van die moord wat hy gepleeg het daarna, verloor sy baba. Sy seun Amnon kom in opstand. Verkrag sy eie halfsussie. Absalom vermoor vir Amnon, sy ander seun vermoor die ander halfboetie. Kom in geveg teen hom, alles consequences van 'n breach in integrity. Dit was nie OK, terwyl alle oë gesluit is. Is dit my cue? OK. Ek dog net ek moet nou begin. Terwyl alle oë gesluit is, daar iemand is wat katbloed gedrink het. Maar nie net vir ons asseblief. Ek wil so 'n bietjie inzoom en dan gaan ek eindig by hoe spring ons die goed vry? Ek wil so 'n bietjie inzoom by wat die Bybel sê oor die gevaarlike vrou. Nou, dames, hou in gedagte dat die Bybel is geskryf vir 'n mans audience, die beginsels bly dieselfde, so dit gaan vir jou ook tel. Maar nou weet ek ook dat mans besonder kwesbaar is vir die gevaarlike vrou. En ek wil julle 'n paar dinge wys van die gevaarlike vrou. In Spreuke 5, Spreuke 6 en Spreuke 7. Die gevaarlike vrou is nou nie 'n ou en 'n girl wat verlief is op mekaar. Dis nie wat ek van praat van die gevaarlike vrou noodwendig nie. Dis sommer net twee mense wat verlief is. Gevaarlike vrou of gevaarlike man dan, so as ek nou sê gevaarlike vrou, hoor ook gevaarlike man as jy 'n vrou is, maar dis daai een wat, en jy gaan sien, is iemand wat eintlik nie omgee of hulle gaan sondig of nie. En in Spreuke 5 praat hy, en ek gaan 'n paar stukke lees, vergim my, maar hy sê in Spreuke 5, en ek noem hierdie een die vreemde vrou. Daar is so 3 tipes. Hy sê die onsedelike vrou, dis Spreuke 5 vers 3, kom met soet woordjies, haar tong is gladder as olie. Die einde daarvan is egter so bitter soos gif, sy is so gevaarlik soos 'n tweesnydende swaard. Haar pad lei na die dood, elke tree saam met haar is 'n tree nader aan die graf. Sy gee niks om of jy reg lewe nie. Sy loop met jou 'n koers wat sy self nie eers weet waarheen dit gaan nie. My seun, luister na my, moenie afdwaal van my woorde nie. Bly ver weg van hierdie vrou. Kom nie naby haar huis se deur nie. Luister, dis gewoonlik die single een, daai ene. En hoor wat sê die skrif? Sy gee nie om of jy reg lewe nie. Hy gee nie om of jy reg lewe nie. Jy probeer reg lewe. Maar die een gee nie om of jy reg lewe nie. They gun for you.
They gun for you. Of jy reg lewe of nie. En hulle is opportunisties. Kyk wat sê vers 9. Jy gaan jou lewenskrag aan 'n ander afstaan, jy gaan jou beste op 'n hartelose mens vermors. So nice soos daai persoon lyk en klink, en ek gaan nou by die klink kom, en so vriendelik en so mooi en so alles wat al jou regte knoppies druk, dis 'n hartelose mens, want hulle gee nie om dat jy reg lewe nie. Hulle is so selfsugtig, hulle sal jou kry ten koste van jou. Hulle sal jou kry ten koste van jou. Die tweede tipe, die slegte man of die slegte vrou, dis gewoonlik 'n getroude een hierdie. Spreuke 6. Hierdie reël sal jou beskerm teen die onsedelike vrou, teen die vreemde vrou wat jou wil verlei met haar gladde tong. Moenie opgewonde raak omdat sy mooi is nie. Moenie dat sy jou vang met die gefladder van haar wimpers nie. 'n Prostituut kan jy vir 'n stukkie brood in die hande kry. Oorspel met 'n ander man se vrou kan jou egter jou hele lewe kos. Kan jy kolevuur in 'n voorskoot dra sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop en nie jou voete skroei nie? Net soos dit met iemand wat by 'n ander man se vrou gaan slaap. Niemand wat met haar lol sal ongedeerd daarvan afkom nie. Hierdie gebeur gewoonlik onintentioneel. Dis wanneer mense gelukkig getroud is, ongelukkig getroud is. En net een party hoef ongelukkig getroud te wees. En haar man vertel vir haar, sy moes dit gedoen het, en sy doen nie dit nie, en sy slaap nie genoeg met hom nie, en sy so en so. En sy vertel vir haar man, hy het vergeet om die lig reg te maak, en hy's nou nie by die huis nie, hy kyk net saam sy vriende, en heeltyd sport, en en dan kom julle by mekaar, en julle lag by die kerk, en chat, en is nice, en sy vertel vir jou, jene, maar, Caleb, jylle maar mooi stem, ou, flipper, is amazing stem. En jy, onskuldig, sê hy vir jou, ja, maar jou haar het jou hare gekleer. Jy lyk exquisite. Dan kom jy by die huis en jou man sien nie het jou hare gekleer nie. Die probleem is, kan jy kole in jou skoot dra sonder om te verbrand? Dis kole. Kom met die derde tipe. Spreuke 7. Dis die uitdagende man of vrou. Vers 7. Ek sien toe jong mense op die straat wat nog baie moet leer. Tussen hulle was 'n jong man wat nie van beter geweet het nie. Hy het met die straat afgekom en na by die hoek van hierdie vrou se huis verbygegaan. Dit was so skemer aan, die donker het begin toesak. Die vrou aangetrek soos 'n prostituut. So die tipe is uitdagend, lekker sexy. Die kurwes is in plek. Die klere is, ons wonder of dit okay in die kerk of nie. Sy het slim planne gehad, sy het na hom toe geloop. Sy was luidrugtig en uitdagend en kon nie by die huis bly nie. Dink gou, jy ken sulke mense. Jy ken sulke girls. Dan sy hier, dan sy daar, dan lag sy, dan vat sy aan die ou se arm, dan sy daar. Jy ken sulkes. Dis hulle hierdie. Dan was sy op die strate en dan weer op die stadse plein. By elke hoek het sy gestaan en rondloer. Sy het by die jongman gekom en hom omhels. Ewe skaamteloos sê sy vir hom, my maaltydoffers het ek vandag gebring, my geloftes betaal. Ek het na jou toe gekom, ek het jou gesoek en hier het ek jou gekry. En dan gaan die storie aan en sê in vers 21, sy verlei hom met 'n gladde tong. Vers 22 sê, hy loop dadelik agter haar aan. Hy was soos 'n bees wat na die slagpale gelei word. Hy was soos 'n wildsblok wat in die slagyster trap. En 'n pyl kloof sy hart. Hy was soos 'n voël wat blindelings in die vangnet vasvlieg. Hy het nie geweet dat sy lewe verby is nie. Luister,
jy sal sien ek druk baie min vrouens. En as ek hulle druk, het ek 'n apostolie move. Soos hy so aankom, gooi ek heup, ek het dit geleer by Bruce Lee. Ek gooi die lip. Dis die move. Niks dis net daai sekonde lank. Girls, 'n man het nie 'n sekond nodig nie. 2/3 van 'n sekond is oor genoeg. Om hom aan die gang te sit. Veral nie 'n jong man nie. Praat hy van hierdie ding. Weet jy wat vir my vang van hierdie vrou? Is 'n kerkvrou. Het julle gesien, sy sê ek het my maaltydoffers vandag gebring. Jy kry hulle in die kerk. Ek het vir julle gesê ek wil 'n haat met julle hê vandag. Hulle almal is gevaarlik, almal vernietig jou lewe. Maar hier is die ding. Dis nie altyd hoe hulle lyk nie, dis nie hoe die man lyk wat jou verlei nie, dis nie hoe die vrou lyk wat jou verlei nie, dis wat hulle sê. Het julle gesien in al 3 daai hoofstuk het hulle oor en oor gesê, verlei jou met haar gladde tong, met haar woorde, met haar dit. Want hulle sê iets, ek het jou gesoek, hulle speel op jou ego. Hy sê, Jesus, ek wens my man was soos jy gewees, jy luister so mooi. Ek weet, wow, pastor, jy preek amazing. Yes, jy preek so amazing. Ek Zak, wow, jy's next level, ek hang aan jou lippe, Zak. Dis waar die moeilik, jy verloor die geveg al by praat. Daarom, as 'n girl of 'n ou jou opgewonde maak, wat jou nie moet opgewonde maak, en ek weet klomp van julle is nog nie getroud nie, maar, skryf hierdie neer, onthou dit vir die toekoms, dan hardloop jy na jou man of jou vrou toe, en dan nou ouens tips, moenie vir jou vrou sê, hoor jy, daai vrou is flip en sexy, ek sukkel om my hoof van af te, jy gaan dalk gebreklik uit die, dit noem nie so pitch nie, sê net vir daai vrou maak my ongemaklik, al haar warning systems gaan aankom, en dan sê vir, ek soek jou naby. Sê vir jou man, ek hou nie van haar ou nie, maak my ongemaklik. Sy warning system sal aankom, maar net die feit dat jy het gaan sê, maar dan weet jy mos nou, julle gaan nie nommers uitruil nie. Julle gaan nie WhatsApp gesprekke voer nie. Julle gaan nie langs mekaar sit toevallig by die aksie cricket nie. Jy gaan nie saam stap as julle gaan koffie kry nie. Jy gaan nie. Nee, maar met my gaan dit nooit gebeur nie. Ja, ek is baie lief vir Jesus, jy verstaan nie, ek worship 3 maal 'n week. Ek sing in tale 1 uur. En Dawid, hoeveel psalms het jy geskryf wat in die Bybel is? Gaan jou nie help nie. Ek gaan jou nou wys wat gaan jou help. Het gaan jou help om te bid. So hoe bly ons weg van die goed? Eerste ding, bly bidend, verseker. As jy heeltyd met die Here praat, dit moet soos, as jy sien nie kom moeilikheid, as jy voel jy wil die 10 rand vat, as jy kyk en jy sien dadelik, hierdie persoon tikkel my, en as jy ongetroud is, ek onthou, ek loop in die mall, en daar's 'n girl, sy het 'n lang swart hare, en ek sien haar, en ek weet, dit was nou nog voor ek my vrou geken het eers, maar ek weet, maar nou is ek 'n jeugpastoor, nee, en ek weet, die girl, weet net, dit is net, dit trek my, en ek wil met haar engagement, en weet ek, sy het nie 'n goeie reputasie nie, so ek weet die kan moeilikheid kom, en nou, begin ek met myself, maar wie gaan aan haar die evangelie vertel, want Jesus het haar ook lief, en sy moet ook nie, en ek hoor so duidelik soos daglig, die Here sê vir my, nie jy nie, los haar vir iemand anders, ek is heeltemal capable om iemand in haar lewe te bring, nie jy nie,
So ja, bly bidend, as jy agterkom, daar's moeilikheid op die horison, begin bid, bly besig. Ek gaan vir jou 5 goed gee, bly bidend, bly besig. Besig met wat? Ek weet enigiets behalwe die sonde. Bly besig met, Dawid moes oorlog toe gaan, toe sit hy in Jerusalem rond. As jy weet jou rekenaar pla jou, en jy wil porn kyk, flip man, gaan online en speel 'n game teen iemand. A live match, dat jy nie net kan quit nie. Klim in jou kar, nooi 'n pel en sê ons moet McDonald's gaan kry. Ek sê nou, ja, ons gaan nou flippin McDonald's eet. Doen dit. Bly besig met die koninkryk. Derde ding, bly weg. Kyk wat sê in Spreuke 5 vers 8, bly weg van hierdie vrou. Kyk wat sê in 7 vers 25, moenie jou ophou met so 'n vrou nie, bly uit haar pad uit. Dis wat ek vir jou sê, hardloop, bly weg. Moenie in die situasie kom nie. As jy weet daar is waar my swakpunt is, moenie soontoe gaan nie. Bly net weg. Nee, maar ek is nou geestelik sterk. En Dawid en Abraham, geestelik sterk is nie om in daai situasie in te stap en sterk te staan nie. Geestelik sterk is wanneer jy wysheid het om te weet ek moenie in daai situasie ingaan nie. Dis geestelik sterk. En as die situasie na jou toe kom en jy kan dit nie help nie, vlug. Vlug weg. Het julle geweet, nêrens in die skrif sê jy moet versoeking weerstaan nie. Het julle dit geweet? Nêrens in die Bybel sê jy moet versoeking weerstaan nie, nêrens. Daar staan in Jakobus jy moet die duiwel weerstaan by all means. Ek het julle baie stories vertel van hoe ek met demone te doen gekry het. Weerstaan die duiwel. En hy sal van jou wegvlug. Nêrens in die skrif sê jy moet versoeking weerstaan nie. Daar is iets wat jy met versoeking moet doen, wanneer jy nou geestelike reus raak, dan gaan jy dit goed kan doen. Ek gaan vir jou lees, 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir die hoerery. 1 Korintiërs 10 vers 4, vlug vir die afgodsdiens. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg. Wat moet jy doen met versoeking? Vlug. Hoe meer geestelik sterk jy is, hoe beter vlug jy van versoeking af weg. Jy staan teen die duiwel, jy hardloop van versoeking. Dis hoe jy dit doen. Meeste ouens wat hulle eye sien, is ook 'n woord, jy kan dit neerskryf, is ouens wat gedink het hulle kan staan. Jy kan nie staan nie. Jy kan vlug. Dis wat jy doen. Dis wat die skrif jou leer. Vlug. So, bly bidend, bly weg. Vlug weg. Bly saam. Dawid was alleen, hy was nie tussen sy 30 manne nie. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid. En jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Gaan kry net vir jou accountability mense. Kry mense in jou lewe wat jy sê, luister, as ek 2 keer vir 'n goal kyk, dan moet jy my van agteraf klap, ek moet dit nie sien kom nie. En as jy van waarvoor was dit, dan sê jy het vir daai goal gekyk, 2 keer. Ek het dit gesien. Jy's heeltemal te vriendelik met daai man. Julle maak heeltemal te veel grappies met mekaar. Nee, dit werk nie so nie. Kan ek vir al julle getroude ouens sê, jy het jou reg verbeur om vriendinne te hê. Jou vrou is nou jou vriendin. Julle saam kan vriende hê wat julle saam sien, maar jy het nie meer 'n vriendin nie. Vrouens, jy het nie meer 'n man pel nie. Jy en jou man saam kan hê, jou man is nou, jy het jou reg verbeur die dag toe jy getrou het. Hoor wat ek jou sê, nee, is nie, hierdie ou is simpel, ek weet nie wat hy rook nie, is ouder, hy jeug net ou, hy's karre R10 gekos, hy lewe al baie oud, hy weet nie wat hy van praat nie, ek's geestelik, ek sing in tale, ek weet presies waarvan ek praat.
Ek kan ook in tale sing. Niemand wil dit hoor nie, maar kan. Hoor wat ek julle sê. En jy vra jou man jou beste accountability partner. As jy net kan verhouding hê daar. Maar kry mense om jou. As jy voel ek kan nie net my vrou bespreek nie. Kry mense met wie jy bespreek. Die oomblik wat jy lig op 'n ding skyn, dan breek hy. Jy sien, nee maar ek gaan nooit so groot fout maak nie. En wat meeste ouens hoor in so 'n preek is hulle hoor, ek moenie eendag so fout maak nie. Dis nie wat ek gesê het vandag nie. As dit is wat jy gehoor het, jy verkeerd gehoor. Wat ek vir jou gesê het is jy moet nou leer om nie die klein foutjies te maak nie. Want jy kan leer om nie die klein foutjies te maak nie. Gaan jy eendag nie so groot te maak nie. Maar as jy nie die klein foutjies baas kry nie, gaan dit vir jou pak slaag gee eendag, wanneer jy dit nie sien kom nie. Run Forrest, run. En nou is my uitnodiging tyd, as jy katbloed gedrink het, enige iemand nie. Dankie ouens, ek waardeer. Kom ek bid saam julle. Here, dankie dat ons kan praat uit die woord. En Vader, ek wil vandag in besonder bid. Ek weet hier sit mense wat verskillende challenges het, ons almal het challenges, en die duiwel sal vir elkeen 'n custom versoeking uitdink, een wat gedesign is spesifiek vir hulle. Maar ek bid vir u genade in daai oomblik, Here. Ek bid vir u genade dat hulle 'n clear mind sal hê en sal weghardloop when it comes. That they will run to you, dat hulle sal hardloop na hulle toe wat saam met hulle die Here uit 'n reine hart handel. Ek bid regtig vir genade om goed te kan hardloop, Here, oor hierdie hele crowd. En mag elke liewe een wat hier sit, aan die einde van hulle lewe aan hulle bediening kom en terugkyk en sê, wow, die Here het my bewaar tot hier toe. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Thanks julle.